Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 1 Julie. In hierdie stad behoort baie mense aan my. Lees Handelinge 18 vers 4 tot 8. Watter uitwerking het Paulus se prediking gehad? Ons lees Handelinge 18 vers 4 tot 8. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timotheus van Makedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teestand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê, julle bloed is op julle hoof. Ek is rein, van nou af sal ek na die heidene gaan. En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godsvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. Handelinge 18 vers 4 tot 8. Paulus se werk onder die Korintiese Jode was nie so suksesvol as wat hy gehoop het nie. Sy pogings is met haat en vyhandigheid begroet. Die Bybel sê in Handelinge 18 vers 6 dat hulle aangehou het om hom teen te staan en hom lasterlike dinge gesê, in die Afrikaans 2020 vertaling. Die New King James vertaling gebruik ook die Engelse term blasphemed. Let wel, sodra die Koine Griekse werkwoord blasphemio om te laster, wat hier in die verbuigde vorm blasphemionton 'n mens as voorwerp het, dui dit nie op godslastering nie, soos dit inderdaad in die ou Afrikaanse Bybel is nie. Let op enkele van die ander, meer onlangse Afrikaanse vertalings om dit beter te verstaan. Hulle het hom beledig in die Nuwe Afrikaanse Bybel of Nuwe Lewende vertaling. Of hulle het slegte dinge van hom gesê, soos gelees in die Bybel vir almal. Met ander woorde, hulle wou Paulus se naam skend, sodat hy 'n slegte reputasie sou kry, om sodoende te keer dat hy in sy sendingspoging slaag. Gelukkig was Paulus se prediking in die stad se sinagoge nie te vergeefs nie. God was, per slot van rekening, aan die stuur van die apostel se sendingwerk. Die Here beloof immers in Jesaja 55 vers 11, net so is dit met die woord wat uit my mond kom. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Party van die Jode was in die veld geslaan toe die hoof van die sinagoge, Crispus, as ook sy gesin vir Jesus as die Messias aanvaar en gedoop is, soos gelees in Handelinge 18 vers 8. Wat meer is, lees ons in vers 8 ook baie ander mense in Korinte wat die boodskap gehoor het gelowig geword en is gedoop. Waarskynlik ook vanweë die invloed wat Crispus gehad het. Lees Handelinge 18 vers 9 en 10. Wat kan ons hieruit aflei oor Paulus se gevoelens te midde van al die uitdagings in Korinte? Hoe het die Here sy dienskneg opgebeur? Ons lees Handelinge 18 vers 9 en 10. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Direk nadat Paulus die sinagoge verlaat het, het hy 'n bemoedigende ervaring. In die nag verskyn Christus self aan hom in 'n visioen. Sy woorde herinner strek aan Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Paulus is inderdaad eerlik oor sy gemoedstoestand in Korinte. 1 Korintiërs 2 vers 3 lees dat hy getwyfel het en baie bang en benoud was. Dit was juis oor sterk teekanting dat hy Berea noodgedwonge verlaat en Athene toe gegaan het. Dit wil voorkom asof hy dieselfde probleem in Korinte te wagte was. Die keer was dit toe nie die geval nie. Jesus sê vir hom, want in hierdie stad behoort baie mense aan my.
Paulus was inderdaad God se gekose werktuig om die blye boodskap oor Jesus se verlossing aan die Korintiërs te bring. Lees Jesaja 41 vers 10. Watter wonderlike beloftes gee hierdie Bybelvers ons? Watter uitwerking behoort dit op ons daaglikse lewens te hê? Ons lees en sluit af met Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand.